Dankie vir die woord, Zelmarie, dit is. Ek is so gewoond, ek lees dit self, maar julle weet al hoe lees ek. Het klink soos 'n nuwe vertaling as ek het lees. Wat lag jy? Dis hy. Baie welkom, julle, so die van julle wat by ons kuier dink, waarin het ek ingestap? Hier begin ons met slawe en wees gehoorsaam en dit klink nogal na 'n ewige gedeelte, jy weet, so ons gemeente is besig om deur Efesiërs te werk. So ons het begin by Efesiërs 1, ons trek by Efesiërs 6, so ons kom aan die einde van Efesiërs. Efesiërs begin waar Paulus praat met mense wat nie Jode was nie. So dis die kerk in Efesiërs en Paulus is nou hulle pastoor, maar hy's kind of in die tronk. Dis die goeie ou dae toe die predikante nog in tronke was, nou. So as ek in die tronk is eendag, gaan dit nie wees oor hier of daar, en dan gaan dit wees ek het ergens onwettig vis gevang of ek het aas uitgehaal waar ek nie moes nie. So dis al oortredings wat ek kan aan dink wat my in die tronk sal kry. Maar Paulus was daar omdat sy geloof hom in die tronk gesit het. En nou stel hy baie belang wat gebeur met die kerke waarby hy nie kan uitkom nie. En die boek Efesiërs wil eintlik vir die kerk sê, wie is julle? Wat het God met julle gedoen? En dan, wie is julle nou eintlik? Hoe lyk julle? Hoe moet julle wees? Hy begin vir ons alles te leer. Wat het Jesus Christus vir ons kom doen? Aan die kruis. Jesus het ons kom red. Hy het vir ons gesterf en nou kan daar vir ons 'n lewe van genade wees in God se genade. Hy het vir ons gevul met God se liefde, maar nou het 'n groot ding gebeur. Jesus sê, en Paulus sê in die begin, wat Jesus gedoen het, hy het ons nou God se kinders gemaak. Hy het ons nou deel gemaak van God se familie. Nou wil hy sê, die res van die, tot en met hoofstuk 3 praat hy oor wat het met ons gebeur, wat het Jesus vir ons gedoen. Maar van hoofstuk 3 af, kom gesels hy oor. Maar hoe leef ons dit nou uit? Omdat Jesus dit vir ons gedoen het, wat se effek het dit op ons lewens? Paulus het die idee, wie sê idee? Hy dink die manier hoe ek en jy oor God dink, verander elke dimensie van ons lewens. Hy dink die teologie, wat jy glo, hoe jy oor God dink, wat jy dink God vir jou gedoen het, en wat Christus vir jou kom doen het, en hoe jy daaroor dink. Hy sê, die manier hoe jy oor God dink, het 'n impak oor hoe jy lewe. En nou kom help by die Efesiërs, want hulle het nou almal tot redding gekom, hulle is nou deel van sy kerk, en nou kom help by hulle om reg te dink oor hoe moet Christene lyk en lewe. So daarom is ons, volg ons die skrif en ons volg die woord, en ek dink ek het nog nooit oor hierdie gedeelte gepreek nie. En ek dink dis nodig. Ek dink is baie nodig. Dis wat lekker is. Ons laat pastoor Paulus ons lei. Julle, ons begin. Jesus in elke dimensie van jou lewe. Jesus in jou werk, Jesus in jou familie en Jesus in jou lewe. Hoe het dit 'n impak? Ons het nou so mooi gehoor, hy begin te skryf, hy sê, slawe, wees gehoorsaam aan julle aardse eienaars. Respekteer en eerbied hulle, sonder om skynheilig te wees. Gehoorsaam hulle soos Christus sou gehoorsaam wees. Moenie mense probeer tevrede stel deur net gehoorsaam te wees wanneer hulle kan sien nie. Hy praat met hulle, maar aan die einde sê hy iets vreemds. Hy sê, hy sê so, julle weet mos dat julle een en dieselfde eienaar in die hemel het. Dit beteken vry mense en slawe dieselfde eienaar. Nou voordat ons kan verder gaan, moet ons bietjie praat oor hierdie ding van slawe. Julle, dit voel weird, né? Dit voel eintlik of die vroeë kerk en Paulus, wat een van die bastions was van die kerk, voel dit nie vir jou of hy slawerny goedkeur nie? Dit klink of hy slawerny goedkeur. Dit klink asof hy sê slawerny great. Slawe bly 'n slaaf. Kan dit wees? Kan dit wees? Ek dink is nodig om met 'n bietjie daarna te kyk, want ek wil eintlik iets uitwys waarmee is ons eintlik besig. Klink of die vroeë kerk, as dit klink of die vroeë kerk slawerny goedgekeur en dan sê ek 100 maal nee, hulle het nie goedgekeur nie. En dit was altyd Christendom wat die tyd toe slawerny uitgeban was uit die hele Amerika uit en Engeland uit. Dit was Christene wat daai beweging aan die gang gekry het. Maar is iets wat ons moet weet.
Slawerny waarvan Paulus hier praat, want jy gaan die bewyse reg deur die Nuwe Testament sien, lyk eintlik 'n bietjie anders as die slawerny wat ek en jy in ons kop het. Wanneer ons aan slawerny dink ons baie keer aan die 18de, 19de eeu, die slawerny wat ons onthou van die Amerikaanse, die suide van Amerika, the southern, en dan het hulle hierdie suikerrietplantasies en boomplantasies gehad, en daai slawe wat gesteel is en gegryp is en weggevat is uit Afrika, het van hulle kinders af weggevat het, hierdie ongoddelike trip wat hulle moes maak, hoeveel van hulle gesterf het, op die slaweplase geëindig het, hulle was besit deur hulle eienaars, maar hulle was nie mense gesien nie, hulle was gesien as nog laer as diere. Diere was meer belangrik vir daai mense as hierdie slawe. En of julle sê, Paulus praat nie van dit nie. Paulus praat nie van daai tipe slawerny nie. Die Yale Dictionary Bible is 'n Bybel wat 'n woordeboek by het, en hierdie woordeboek is geskryf deur geskiedkundiges, en die Bybel luister vir ons, en hy sê vir ons baie mooi, hy sê, ons kan nie aan slawerny dink soos ons dit ken, en ons het al gelees het nie, en ons kan nie daai selfde slawerny insien in wat Paulus hiervan praat nie. Paulus praat eintlik van iets anders. Hier is 'n paar agtergronde, en 'n paar idees wat ons moet onthou van slawerny in die Nuwe Testamentiese kerk. So ons moet onthou. Eerstens, Rome was in bewind van die wêreld op daai stadium. So dis hoe slawerny gewerk het, hoe dit gewerk. Die eerste ding is, slawerny in die Rome wêreld het heeltemal anders te gelyk as wat dit van in die suide gelyk het in Amerika. In die Romeinse wêreld was slawerny nooit 'n rasgebaseerde ding nie. Het was nooit rasgebaseerd nie. So met ander woorde, jy was nie 'n slaaf omdat jy een kleur was of 'n ander kleur was nie. Nee, verskeie mense was slawe gewees en daar was redes hoekom hulle was, maar dit was duidelik dat slawerny in die Romeinse tyd anders lyk. Dit was nie rasgebaseer nie, maar dit was ook net tydelik. Alle slawe in die Romeinse era was vrygestel op ouderdom van 30. En op ouderdom van 30 kon jy vry wees, jy het net dienswerk gedoen tot 30. Soos baie keer as die Romeine 'n land verower het hulle daai jong mense gevat as slawe, hulle het vir hulle gewerk, en dan op ouderdom van 30 het hulle vrygestel. So natuurlik sê Paulus hier, dis die grootste ding nie. Dis nie wat hy sê nie, hy sê iets anders. Dan is daar 'n ander ding wat baie groot gebeur. Slawe kon opvoeding ontvang, hulle kon geleer word, hulle kon opgelei word, en dan slawe was gehanteer met die respek, hoor nou mooi, met die respek. Sy belangrikheid was gekoppel aan wie sy eienaar was. So as jy 'n slaaf kon besit, was jy al klaar iemand baie belangriks gewees. En mense het jou slaaf hanteer met dieselfde respek as waarmee jy hanteer is. Bietjie anderste as die slawerny wat ons onthou. En dan is daar iets beautifuls gewees. Met ander woorde, onthou julle, daar het 'n Romeinse offisier na Jesus toe gegaan. En hy het mense na hom toe gestuur en hy het gesê, kan jy asseblief kom bid vir my diensknegt? Dit was 'n slaaf. Kan jy sien hoe lief was die Romeinse offisier vir sy slaaf gewees? Hulle was gesien as mense. En hy het vir Jesus gesê, asseblief, ek is lief vir hierdie man, hy gee baie om vir hom. En wat nog onthou die mooi storie net, toe Jesus so nader kom, aan die dorp waar hy moet gaan bid vir hierdie slaaf, toe stuur die Romeinse offisier mos mense uit om Jesus te ontmoet en sê, nee, ek is nie waardig dat jy in my huis inkom nie. Ek weet as jy net die woord spreek en my slaaf gesond word. En Jesus sê, hy het nog nooit geloof soos dit gesien enige plek in Israel nie. So slawe was letterlik het geraak soos familielede in mense se huise. Ek dink wat baie belangrik was, as jy moet ook weet, party mense, as hulle vrygestel is op 30, dan het hulle aansoek gedoen om weer 'n slaaf te raak. Aansoek gedoen weer 'n slaaf te raak. Weet jy hoe erg was dit op by ouderdom van 30, as jy skielik werkloos is en jy het nie baie invloed in die gemeenskap nie. En dan slawe het baie keer teruggekom na hulle eienaars toe en sê, kan ek weer in slawerny intree, koop my. En dan moes daai ou vir die slaaf 'n som geld gee wat die slaaf werd was. En hy het hom gekoop en daai slaaf kon geld, hy kon 'n bankrekening, hy kon geld bymekaar maak. Dis heeltemal anders as slawerny soos ons gedink het. En dan kon hierdie slaaf gewerk het, daar was iets van werksekuriteit vir hom, en daar was ietsie gewees van, hy weet, hy het 'n dak oor sy kop en hy het brood om te eet. Hy het dit geweet. Nou ja, julle, dit was nie great nie. Dit is nie great om 'n slaaf te wees. Maar soos jy kan hoor, dit lyk anders as die prentjie wat ek en jy dra. Nou kom ek wys gou vir jou iets uit wat baie radikaal is. Paulus praat hier met hulle. Hoekom praat hy met hulle? Met wie praat hy? Hy praat met die kerk in Efesiërs. So met ander woorde, waar die slawe gesit? Hier tussen julle.
Die kerk het nie hulle anders te gesien het. Jy hoor wat sê Paulus, al is jy vryman of al is jy slaaf, julle is een voor God, daar's geen onderskeid nie, God is nie 'n aannemer van persoon nie. So met ander woorde, dit was jy slawe wou jy's kerk toe gaan, waarom? Hulle wou kerk toe gaan, want hulle was waardig, hy was geag as enige ander mens. Gister het slawe anders te gesien as wat die wêreld dit gesien het. En hulle kon kerk toe gaan, hulle het menswaardigheid weer gekry. Nou, vir hierdie gesprek. Net die feit dat Paulus slawe noem in sy brief, hy aglaas mense, hy instruct, hy praat met hulle, dan praat hy ook met die eienaars, hoe moet hy hulle hanteer, beteken, hulle was soos een gesien voor God. Nou, vir ons om vorentoe te kan gaan, is daar een ding wat ons nou spring. Ons spring nou. Want aan die einde sê hy, of jy 'n vryman is, en of jy 'n slaaf is, wanneer jy werk, werk jy vir die Here. En die Here beloon elke ou. So ek wil hê, wanneer hy praat met slawe, moet ons nou dink, hy praat met werknemers. Vir ons is dit hoe die Christene werk gesien het. Hoe het hulle God in my werksplek gesien? So die eerste ding is wat ons baie maklik moet agterkom. Paulus praat hier met mense, wat baie keer die minderwaardige werk gedoen het. Dis is baie mense, as jy 'n tuinier het, of iemand het by jou huiswerk, of jy huis skoonmaak, dis mense wat in ons samelewing, soos die mens kyk, minderwaardiger werk doen. So hy praat van mense wat baie keer moeilike werk doen, minderwaardige werk doen, tuinwerk doen, huis skoonmaak en so voort. Nou eerstens, wat sê Paulus? Hy sê, wanneer jy so werk, hoor mooi, dit is jou goddelike roeping. Dit kan nie wees nie. Hoe kan my werk as ek huis skoonmaak of as ek tuinwerk doen, my goddelike roeping wees? Hoe kan dit my goddelike roeping wees? As ek en jy vra, gaan na 'n biblioteek toe of gaan na 'n boekwinkel toe en gaan koop 'n boek oor roeping, vind jou werk in die Here. Wat dink jy sal die boek oor gaan? Ons sal dink die boek gaan oor iemand wat sy sekulêre voltydse werk los en nou moet iemand vir die kerk gaan werk. Weet jy hoekom dink ons so? Want ons het nie 'n Bybelse konsep van hoe die vroeë Christene werk gesien nie. Hulle het werk op 'n totale ander manier gesien. Paulus breek iets hierso. Hy breek die konsep dat jy kry sekulêre goeders en jy kry geestelike goed. Paulus sê nee, voor God is alles wat jy doen geestelik. Maar wat van as jy vis vang? Dis geestelik. Wat van as ek in die tuin werk? Dis geestelik. Wat van as ek 'n huis bou? Dis geestelik. Paulus maak 'n absolute skeiding. Hy sê, daar's nie Sondag geestelikheid en deur die week het jy sekulêre lewe nie. Hy sê, alles wat jy doen is iets geestelik. Niemand het dit beter verstaan as Martin Luther nie. Hy sê, so met ander woorde, Paulus sê, maak nie saak wat se werk jy doen nie. Maak nie saak wat se werk jy doen nie. Milay selfs kamer skoonmaak. Hy sê, jy doen dit vir die Here. Come on. Waar kom dit vandaan? Martin Luther, hy skryf 'n boek en in sy boek praat hy oor die gebed, die Onse Vader, die Here se gebed. En hy skryf, wanneer jy bid, Here, gee my vandag my daaglikse brood. Hy sê, weet jy wat jy bid? Here, gee my vandag my daaglikse brood. Hy sê, as dan brood en melk op jou tafel voor jou is, die Here het dit vir jou gegee. Dan word alles wat jy eet en drink kom van die Here se hand af. Nou vra hy, maar waar daai brood en melk vandaan gekom? Nee, ek het dit gaan koop. OK. Waar die boksie karton, iemand het daai boksie gevou en aan mekaar geplak om 'n boksie melk te kry. Maar dan het iemand 'n koei gaan melk. Maar dink 'n bietjie daaraan, iemand het vir 'n koei veiding gegee. Maar dink 'n bietjie daaraan, iemand sorg vir die koei. Martin Luther se idee oor wanneer jy bid, Here gee my daaglikse brood, is jy bid eintlik vir elke mens wat 'n bydrae maak dat daai ete tot op jou tafel kom. Hy sê die boer wie jy nie eers ken nie, doen werk vir die Here. Want die Here gebruik die boer om jou maagie vol te maak. Die Here voorsien vir jou. Hy sê dit is so erg dat selfs huis skoonmaak, kamer skoonmaak is goddelike werk, want hy sê, waar God kom, bring hy orde. En as jy orde in mense se lewens bring, deur iets vir hulle te doen wat orde skep, dan werk jy vir die Here. OK, Jaco, maar come on, 'n ouditeur kan seker nie vir die Here werk. Hoe is 'n ouditeur?
Hy bring orde in jou finansies. Hy stel jou in staat om beter te begroot, te beplan en te weet wat skuld jy die government. Hou jou uit die tronk uit. Hier is hierdie konsep dat alles wat ek en jy doen, 'n Bybelse idee vir werk is, ek werk vir God. Ek werk vir God. As jy dit so sien, dan werk jy op 'n totale ander manier. Het is belangrik om in gedagte te hou dat daar geen klein mens of onbelangrike werk is nie. Alles wat ek doen is vir die Here en die Here sien geen werk as minder waardig as ander. Dit is baie jammer ons het dit in 'n kultuur, leef ons in 'n kultuur waar jy belangrike werk en min belangrike werk kry. Paulus sê nee, dit is glad nie deel hiervan nie. Hoor wat sê hy hierso. Vers 6. Nee, werk as slawe van Christus wat met volle oorgawe God se wil doen. Wat? Oorgawe, met volle oorgawe. Wat beteken dit? Hy sê wanneer jy 'n werk doen, al is dit die nederigste werk, doen dit met absolute volle oorgawe, want jy doen dit vir God. Hoe werk dit? Dit is moeilik. Waar kom hierdie konsep vandaan? Hy sê nee, hier is die ding. Hy sê wanneer jy jou werk doen en jy werk vir 'n baas, hy sê kyk om jou baas, want jou baas het 'n groter baas en dit is die Here. Hy sê en wanneer jy werk, dan werk jy met blydskap en oorgawe, want daai baas is nie jou regte baas nie. Kyk dit om hom. Jy doen dit vir die Here. Van die Here gebruik jou hande werk, die Here gebruik jou hande werk om sy kinders vir hulle te sorg. Interessant. Dis hoe die kerk werk gesien het. Daar's 'n baie, dit kan wees dat jy vir my sê, Jaco, maar wat van as jy in my maatskappy werk? Ek dink nie my baas verdien 'n dag se werk nie. Hier is iemand anders wat sê, "Jog, Jaco, my baas is amazing. Ek sal my lewe vir hom uitgee. Ek werk graag vir hom." En daarom kry ons party mense wat met volle oorgawe werk en party mense wat met min oorgawe werk. Ons kry party mense met volle groot karakter werk en ons kry ander mense wat met min integriteit werk. Waarom? Paulus sê nee, as jy nou 'n Christen is, dan verander ons die ding. Ons verander hierdie ding. Maak jou werk jou bediening. Kry jou werk dat dit is wat jy vir God doen. En vind joy daarin. Doen dit asof jy dit vir die Here doen. Maar kyk wat sê Paulus. Hy sê dan eintlik jou ware meester is Jesus. Nie die mens wie jou betaal nie. Dis jou ware meester. Nou wat gaan dit vir jou doen? Kan jy imagine, jy doen die mees nederigste werk. En iewes skielik weet jy. Imagine it. Ek vee hierdie jaard skoon. Maar ek doen dit vir die koning van konings. Wat skuif in jou? Daar gebeur iets. Jou besem raak aanbidding. Dis 'n moment of praise. En raai wat nou, voel jy soos 'n slaaf? Nee, jy voel nie soos 'n slaaf nie. Ek werk vir die koning, ek's 'n koningskind. Ek is deel van sy familie, ek het verantwoordelikheid in daai gesinslewe van die koning se huis. Ek is deel van sy huishouding. Dit gee vir jou waardigheid. I love it. Gaan kuier by JP en kyk hoe werk hy in 'n kar. I love elke oomblik daarvan. Maar imagine, jy dink dis nie die Here, dis nie jou is nie jou kliënt se kar, dis die Here se kar. Hy gaan daai ding warm maak, hoor. Jy sal daar aankom, jy het gevra net vir die kabaretter se tune, as jy aankom met 'n free flow, hy toon, ek weet nie wat als opgesit, die blowers en turbos opgesit, daai ding ruk jou derde nekwervel af as jy daar wegtrek. Jy gaan op 'n ander manier werk. Waarom? Jy doen dit vir jou hemelse Vader, is 'n beginsel. En hierdie beginsel is, vat jou werk en maak dit aanbidding. Nou, wat is die regte effek gewees? Ek wil vir vertel. So, daar's 'n man, Carlos Castel, wat baie geskiedkundig skryf hoe die gemeenskappe geleef. En hy was nie 'n Christen nie, maar hier is die goed wat hy opgetel het, en hier is die goed wat hy gesien het gebeur het in die vroeë era toe die kerk begin het. Christene het actually hierdie goed geglo. Hier's wat gebeur het. Hulle het in stede gebly, maar as die groot stede wat so 200 is gebou vir 100,000 mense, die stede min of meer, maar dan met verstedeliking soos Rome al die plase en goed oorgevat het baie van hierdie plaaswerkers in die stede opgeëindig. So die stede het overpopulated geraak. En hier's wat gebeur.
In hierdie stede, se riool kon dit nie hanteer en die water kon dit nie hanteer nie. So wat het uitgebreek in hierdie stede? Epidemies. Hier is die ding wat gebeur het. Christene het so met ander gewerk. Dis hoekom die kerk gegroei het, want Christene het met so ander gewerk. As jy 'n eienaar was, en jy het 'n Christen gehad wat vir jou werk gedoen het, sy werk het anders te gelyk as al die ander. Die Christen het dieselfde karakter en integriteit gehad, of hy by die werk is, of die baas by die werk is, of nie by die werk is. Die produksie wat uit by 'n Christen uitgekom het, was net meer. Die kwaliteit werk was beter. Waarom? Hulle dink hulle doen dit vir die Here. Nee, hulle dink nie. Hulle is oortuig hulle doen dit vir die Here. Maar dan gebeur iets. As jy dan nou 'n werkgewer is, en jy sien Christene werk, so wie gaan jy weer aanstel? Jy stuur nog Christen aan. Weet jy wat? As jy nie jou baas sien as jou baas nie, maar as jy die Here sien as jou baas, dan gaan die wêreld se baase beklei om jou by hulle te hê. Jy gaan nooit sonder werk wees nie. Want jou werk is van 'n ander kwaliteit. Waarom? Want jou werk is aanbidding. En hier's wat gebeur het in die vroeë kerk. Hier's wat gebeur het. Julle Christenskap het versprei, want mense het agterkom, soek ek 'n werk. Waar moet ek gaan? Gaan kerk toe. Want daar gebeur iets met daai kerkmense, hulle kry al die werk. Dis letterlik wat gebeur het. Christene was die enigste mense wat in hierdie tye van epidemie nog aangehou werk het, want hulle werk vir die Vader, nie vir 'n mens nie. En raai wat het gebeur? Die Here het hulle veilig gehou, hulle het nie siek geword nie. En daar het die kerk begin groei, groter en groter en groter as ooit. Oor hierdie beginsels. Imagine, ons kan die Here innooi in ons werksplek in. En ons weet elke ding wat ek doen is aanbidding. Hier's baie werkgewers wat hier sit. Hoe sal jy voel as mense vir jou so werk? Hoe sal jy voel as hulle vir jou so werk? Nou kom Paulus verder. Nou sê hy, bring die Here nie net in jou werk in nie, maar bring God in jou gesin in. Bring God in jou familie in. En hy begin met hierdie woorde. Hy praat nie, ek is baie spyt Milan is nie. Kinders, hy sê, kyk waar is ons hierso? Kinders, omdat julle aan die Here verbonde is, moet julle aan julle ouers gehoorsaam wees. Moet ek nog enigiets verder lees? Is dit reg? Het ons hom? Het julle hom met lei? Serieel. Maar dan sê hy iets. Dis mos die regte ding om te doen. Eer jou vader en jou moeder. Is die eerste wet van die 10 gebooie, waarvan 'n belofte verbind is, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lank op die aarde mag leef. En dan sê hy, en paas, moenie julle kinders behandel, dat hulle verbitterd word nie, maar voed hulle op met dissipline en teregwysing, wat die Here se goedkeuring wegdra. Tjoe, dis baie interessant. Kinders, gehoorsaam julle ouers, en paas, moenie julle kinders verbitterd maak nie. Ek wens my pa het hierdie preek gehoor toe ek in sy huis was. Ek gaan nou vir pa mooi uitwys vandag. Nou, wat moes gebeur? Okay. Ek het nog in een van die huise groot gekry waar pak sla nog 'n ding was. Ek verkies pak sla as hierdie strawwe wat Leofoon wegvat vir 7 dae of dit of dat. Pak sla is baie beter. Ek wens ons kan weer slaan soos in daai dae. Nee, ons is goed geslaan. My pa het dit baie mooi gedoen. Hy het nooit kwaad geraak nie, hoor. Hy het gehad. Ek wens dit hy kon kwaad raak. Hy het nie kwaad geraak nie. So 'n kalm stemmetjie gehad. Okay, Jakobus, kan jy vir my na jou, as hy sê Jakobus, dan is hy diep in die moeilikheid. Kan jy vir my na jou kamer toe gaan en vir my daar wag? Dan sit ek al op my bed, dan wag ek. Hy vat sy tyd. Daar's geen haas vir hom nie. Dan stap hy in daai gang af, dan stap hy daar verby my kamer deur en sê, "Oei, gat hy af," en weet ek, hy gaan die leerbelt al. Dan weet ek, ag nee, Here help my. Die tyd voor die pak sla is wanneer jy doodgaan. Die pak sla is die beste ding wat gebeur. En hoor jy, dan gaan die kas deur op, dan soek hy die belt uit. Soek hy sy belt en haal daai dik leerbelt uit, dan kom hy, en die woorde het ek gehad. Papa, slaan nie vir jou, omdat ek vir jou kwaad is nie. Ja, sure. Ek slaan jou, want ek is vir jou lief. Joh, ek het al die liefde gehad, hoor. Ek wens ek kon 'n bietjie minder liefde in my lewe kry. Maar hy het altyd een ding gedoen. Hy het nooit kwaad geraak en het hy gesê, en as jy nou beter voel, dan kom sit jy daar by my, en dan kom sê jy is lief vir my. Wil jy nou vir jou dit sê nie? Voel dit nie nou nie, ek is fake. Maar nou so rukkie en dan. Maar wat lekker dan is, nee, is amazing. Dan weet ek het omtrent nog 'n maand voor hy weer krak. Is 'n maand, dan sê ek okay, dan sê ek daar. Maar okay, pa, vandag preek ek vir jou, is my beurt. Paulus sê baie interessant hier. Hy sê nie,
ouers moenie julle kinders verbitterd maak nie. Hy sê paas moenie julle kinders verbitterd maak nie. 2 redes dalk. Die eerste rede is, Paulus dink, vir een of ander rede, dink hy die man is dalk die leier in die huis. En in die tyd het hy gedink, dis die man se verantwoordelikheid om te kyk dat dit gebeur. Maar al die kommentare sê nee, hulle dink is eintlik. Mans is meer geneig om kinders te verbitter te maak. Mans is meer geneig om daai rol te speel in die huis. Nie in my huis nie, natuurlik nie, glad nie. Glad nie, okay, well done. En hy praat eintlik met paas en hy wil vir paas bietjie sê, ouens, kyk wat julle doen. Ons moet verstaan, hy praat in 'n era waar paas, ek wil julle moet verstaan, in 'n era waar paas hulle kinders besit het. Kinders was baie so slawe in hierdie tyd. 'n Pa kon sy kind besit, hy kon enigiets met hom doen, hoor jy, daar's sekere wette in ancient times. Nou, ons praat nie van die Joodse tyd nie, ons praat met Efesiërs hierso. So met ander woorde, dis ander nasies wat daar bly. Ancient people het geglo, jy besit jou kind, en 'n pa het selfs die reg om sy kind dood te maak. Ek het al baie keer van Milan gevoel om vir hom te sê, boy, I brought you into this world, I'll take you out. Ek het al gevoel en ek het dit al gesê, ek het dit net nie gedoen nie. Ek is bang vir sy ma. Julle, die was 'n ander tyd gewees. Hierdie was 'n ander tyd gewees waar heidense nasies totaal hulle kinders beheer het, en die beste raad wat jy vir 'n pa kan geweet, wees sterk, sit jou voet neer, sort hulle uit, kry dissipline in die huis, en dit was 'n baie tiran approach van om 'n tiran te wees in die huis en jou kinders op die regte plek te hou en hulle uit te sorteer. Nou, Paulus praat van iets anders, en daar's beautiful kommentaar oor geskryf. Hierdie woordjie verbitter is nou 'n Griekse woord wat vertaal word, en daar's 'n klomp betekenisse vir hierdie woord. En eintlik wat dit op neerkom, is 'n pragtige kommentaar geskryf. Hy sê, what Paulus is ruling out here, hy sê wat julle nie moet doen nie. He said, don't infuriate your children. He's ruling out extensive, severe discipline, unreasonable harsh demands, abusive authority, unfairness, constant nagging, and condemnation, subject to the humiliation of a child, and all forms of gross insensitivity to a child's needs and sensibilities. All that will make your child is perpetually anger, disciplined, excessively severed, dismal. Ek het mooi gewonder, wat beteken dismal? Ek dink is so erg, jy kind sê, dis mal man. Maar ek het uitgevind, dit beteken jou kind is in 'n konstante plek van depressie. Paas, moenie met jou kind te hard wees nie. Hoor wat hy sê, te hard wees nie. Daar's 2 maniere hoe 'n pa sy kind kan verbitterd. 2 maniere. Die eerste een is te harde dissipline. Te harde dissipline. Paulus praat hier van, nee, jy het nou Christus se hart in jou. Christus het vir jou genade gegee. Hoe bring jy genade na jou kind toe? Maar daar's 'n tweede manier hoe pa's kinders kan diep verbitterd. Geen dissipline. Geen dissipline. Al 2 is verkeerd. Ek was 'n jeugpastoor vir lank gewees, nog steeds bietjie. En ek het een keer het ek 'n produksie gedoen waar ons met kinders gepraat het, en ons praat bietjie, die tema was help, ek het ouers. En ons gee vir kinders bietjie insig oor hoe om hulle ouers te hanteer, en ons praat juis oor kinders eer jou vader en moeder, wat dit beteken. En ek het 'n panel van kinders op die stage, en ons praat 'n bietjie van straf. Wat gebeur as jou pa jou slaan? Hoe voel jy daaroor? En hoe word jy gestraf? So ek het so 'n panel uitgekies van kinders, en ek sit hulle so voor in 'n halfmaan, hulle elkeen het 'n mikrofoon, en vra ek vir die eerste ene, hoe hanteer jou pa straf? Jy weet. En dis meisietjies, nee, ek moet gaan uitskryf, ek moet dit gaan doen, nee, en ek sê nee, nou en dan sal my pa my dalk pak slaag gee. Maar almal is bekommerd, want Stanley is een van daai kinders wat in die jeug gekom het, dis een van daai kinders wat jy ken, jy praat dit nie van hulle nie. Hy's 'n stoute kind gewees, maar ons was so lief vir Stanley, ons was so lief vir hom. En hy het net veilig gevoel hierso. Julle, en hy staan op die stage, en ek vertel julle dit nou so, ek gaan nou vir julle dit net so sê soos hy het gesê het. In Afrikaans. Hy staan daar so, hy vat die mic. Sê, hoe hanteer jy dissipline in jou, hoe het jou pa en dissipline hanteer, hoe voel jy daaroor? Hy staan op, hy sê, ek
het my pa gedonder. Skus julle. Want dit raak so stil in daai plek. Die kinders sit hulle weet nie wat hulle hoor en sien nie. En Stanley begin daar staan, ek sal nooit vergeet, en die trane rol sy wang. Hy sê, ek wens, my pa het my lief genoeg gehad, om my net een keer te slaan. Hy sê, as liefst dat hy my geslaan het, so ek gevoel het, hy is lief vir my. Ek so gevoel het, hy gee om wat van my word. Hy sê, Jaco, hy breek op die stage, die kinders, hulle monde hang op, die kinders begin huil in die kerk. Hy sê, daar is so 200 kinders in die kerk aand. Hy sê, ek wens, as hy my geslaan het, het hy at least aan my gevat. At least aan my gevat. Hy sê, Jaco, kinders wat moan as hulle paas hulle slaan, hulle weet nie wat hulle het nie. Hulle paas het hulle lief. Hulle paas het hulle lief. Ons verskoon jou, jy verjaar vandag, hoor. Dis geen probleem nie, hoor. Op die eind van die dag kom Paulus en hy sê, ouens, as jy die Here in jou lewe intrek, affekteer dit elke area van jou lewe. Dit affekteer hoe jy werk, dit affekteer hoe jou baas sien, dit affekteer hoe jy met integriteit lewe, met karakter lewe. En dan sê hy, maar dit affekteer hoe jy jou kinders opvoed. Hoor wat sê hy vir die ouers? Hy sê vir die ouers, voed hulle op met dissipline, teregwysing wat die Here se goedkeuring wegdra. Wat sê voed hulle op? Wat beteken voed hulle op? Is nie voeter op nie. Dis 'n ander skrif. Voed hulle op beteken, maak hulle gereed om die lewe te kan face. Wees lief genoeg vir jou kinders, om hulle te leer om die Here lief te hê, soos wat jy die Here lief het. Leer vir hulle wat is geloof, leer hulle Jesus ken, want jy maak hulle gereed vir 'n wêreld daar buite, waar hulle die Here elke dag van hulle lewe gaan nodig hê. Ek love hierdie beautiful quote. To refuse to teach your children what is right and what is wrong is a moral cowardice. Jy is 'n lafaard as jy nie vir jou kind leer wat's reg of verkeerd nie. To refuse to ask children to believe as we believe, to live as we live, and to act as we act is a betrayal that comes from moral cowardice. Ons het 'n verantwoordelikheid om ons kinders te leer. Ons moet nie bang wees om te leer, want as ek glo wat Christus vir my gegee het, is die grootste geskenk wat ek het, as ek dit vir haar gee ek vir haar goud. Ek gee vir haar goud. Ons kan nie ons kinders se opvoeding outsource vir ander mense nie. Ons mag partners intrek. En ons almal is partners. My kinders word groot in 'n community van mense. Ons waar hulle gaan kuier, word hulle gecoach en geteach en hulle sing beautiful goed. Ek love dit. Maar ek en Karina bly jou opvoeders. En kan jy imagine as jou kind eendag ouer is en sê, pa en ma, waarom het julle my nie voorberei nie? Die Here sê, nee, ek sluit af. Paulus sê, daar gebeur iets as die Here in jou hart intrek. Daar gebeur iets as die Here in jou hart intrek. Hy sê, wat gebeur, is dit verander elke dimensie van jou lewe. Elke dimensie van jou lewe. Nou weet ek, ons sit hier, en dan dink ons, ja, kom maar, wat van as dit nog nie so lyk in my lewe nie? Dis die wonderlike ding van Paulus. Dis hoekom hy ons leer. Dis hoekom ons moet geleer word. Dis okay. Dis grace. Dis genade. Ons vra vir die Here vergewe ons, help ons beter doen. En hier is nie goed wat ons kan fake nie. So hoe kry ons hierdie goed in ons hart? Net op een manier. Kry meer van Jesus in jou hart. Want dis Jesus wat dit van binne af buite toe bring. Jesus wat dit van binne af buite toe bring. En Paulus skryf juis hier vir Efesiërs, want weet jy wat sê hy? Hy sê, ek weet julle het Jesus aangeneem, julle is lief vir die Here. Maar ek sien nog hierdie goed in julle lewens. Dit is net soos in ons lewens. So hierdie is nie 'n uittrap nie, hierdie is 'n motivering, hierdie is 'n uitnodiging. Sê, laat dit wat in jou hart is, mag dit in jou everyday life reflekteer word. Ons gaan nou 'n baie spesiale lied sing vir ons gemeente, en hierdie lied is die seën. Is 'n Afrikaanse lied, is 'n ongelooflike mooi lied. Daar waar families bymekaar sit, vat sommer net hande. En mag die Here jou seën. Mag hy jou huis seën, mag hy jou werk seën, mag hy jou seën waar jy beweeg.
Ons bid vir die seën van ons families. Kom ons sluit af vir sterk geseënde families. Here, ek kom steek my hande oor ons gehoor uit en ek dink aan elke familie, elke gesin wat vandag hier sit. Maak hierdie gesinsbande sterk, Here. Kom seën ons gesinne, Here. Kom seën ons kinders, Here. Mag ons 'n generasie van jong mense groot maak wat wêreldleiers raak, maar wat God ken met integriteit en karakter lewe. Here, wat met blydskap en vrede lewe, want hulle lewens is gegrondves in die woord van God en in U liefde. Vader, ek seën hierdie gemeente vandag. Wees geseënd in Jesus naam. Amen. Liewe gemeente, wees geseënd. Daar's lekker koffie daar buitekant kry vir julle en onthou van die 2 November lekker piknikdag saam. Dankie julle.